Kom ons lees saam. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Tot sover. Paulus sê, word gedurig vervul met die Heilige Gees. Dit beteken, ons is nie vol nie. Daar's 'n leemte in ons. Dit beteken dat ons nie net een keer vervul kan word vir altyd nie. En dit beteken dat ons nooit volledig vervuld is nie. Weet jy dit? Maar meer as net weet, verstaan jy dit, voel jy dit, dat daar 'n leemte in jou is. Het jy ooit kontak gemaak met daardie leemte? Wanneer voel jy dit die sterkste in jou lewe? Is dit iets wat periodiek, weekliks, maandeliks, van tyd tot tyd baie sterk na vore kom? Is dit iets wat gebeur as jy veral verliese gely het, dat jy dit agterkom? Hoe dink jy oor hierdie leemte in jou? Wat noem jy dit? Is dit begeerte? Is dit verlange? Is dit 'n eensaamheid? Is dit 'n dors? Is dit 'n honger? Paulus sê ons het dit in ons. En dit kan net deur God gevul word. Dis hoe ons gemaak is. Dis deel van mens wees om te lewe met hierdie onvervuldheid. So dis so belangrik om in kontak te kom met dit. Want as jy nie agterkom dat dit in jou is nie, gaan jy nooit soek na iets nie. Jy sal nie 'n behoefte of 'n begeerte hê om vol te word van die Gees, as jy nie besef, ek kan nie sonder dit nie. Hoe jy hierdie leemte interpreteer, is baie belangrik. Wat doen jy met daardie groot behoefte in jou? Paulus sê, vir die Efesiërs, dat daar van julle is, wat wyn gebruik as 'n substituut, om daardie leemte te probeer volmaak binne in julle. Deur die stimulasie van middele, probeer jy dit stil maak. Nou, ons leef in vandag in 'n tyd wat baie meer gesofistikeerd is as die destydse wêreld, en daar is baie meer as wyn. Wyn is 'n depressant, jy weet, dis 'n downer. Maar daar's ook baie stimulante, appers, baie verskillende soorte dwelms, lakseermiddels, opiate, psigoaktiewe middele wat net op 'n sekere deel van jou brein werk en jou stimuleer en sekere ervarings tot stand bring. Daar's soveel middele wat ons inneem, tot die onskuldige suiker vir 'n sugar rush. Dit alles kan deel wees van 'n poging om net beter te voel, om iets te doen met hierdie ding wat in my is. Maar wat vandag ook gebeur is, dat ons nie net middele gebruik nie, maar aktiwiteite. Dat ons agterkom deur sekere aktiwiteite, ons 'n sekere effek kan skep in ons liggaam, wat ons stimuleer, soos oefening, soos asemhaling. Een van die evangeliste van asemhaling in die wêreld sê, get high on your own supply. Baie vorme van deprivasie, om jouself te onthou, te ontneem, as keuse, soos byvoorbeeld vas. En dan romantiese verhoudings of seksuele aktiwiteite, is alles maniere wat ons sonder om middele in te neem, net deur ons aktiwiteit, veroorsaak ons 'n vrystelling in ons brein, van dopamien, serotonien, melatonien, wat ook al vrygestel word om net hierdie gevoel te kry, dat die lewe is baie beter en ek sit nie meer met hierdie pyn of met hierdie verlange van hierdie leemte in my nie.
So die vraag is, wat is jou wyn? Wat is dit wat jy gebruik? Nou Paulus sê, deur hierdie stelling, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul deur die Heilige Gees, dat daar eintlik iets is wat dieselfde ook is tussen wyn en die vervulling met die Heilige Gees. Albei stimuleer. Die Amplified Bible sê, ever be filled and stimulated by the Holy Spirit. En die reaksie kan op die oog af ook baie dieselfde wees, soos die Heilige Gees wat uitgestort is op die eerste kerk in Handelinge 2, lees ons dat dat die mense wat gekyk het na hulle gesê het, maar hulle is onder die invloed. Dis hoekom hulle hierdie dinge doen wat hulle doen. Want daar was blydskap, daar was vrymoedigheid onder hulle gewees, hulle het moet durf opgetree, baie dieselfde as wat dit is, as jy onder die invloed is van drank. Maar dit is nie net dieselfde nie, daar's 'n groot kontras. Daar's 'n vergelyking, maar daar's 'n kontras, daar's ook 'n teenoorgestelde. Dit is nie dieselfde nie, maar dit beteken dat wyn nie op sigself, of stimulant, of die goed wat ons genoem het, nie op sigself sondig is, of nadelig of skuldig is nie. Ek meen, Christus het self wyn gedrink. Maar dit het te doen met die mate, die manier en die motief waarmee jy dit doen. So jy word uitgenooi, dat ons saam net na 3 verskillende aspekte kyk, van wat die verskil is, in hierdie vol word van die Heilige Gees, en die stimulasie wat kom deur wyn. Stimulante of die aktiwiteite wat ons doen. In die eerste plek, die verskil lê in my ervaring van realiteit. Wyn is 'n depressant. Dit onderdruk, verskraal jou ervaring van realiteit. Jy is byvoorbeeld bly omdat dele van jou realiteit onderdruk word. Met hierdie verskraling, jy gee nie meer om nie. Dit tas jou oordeel aan. Jy sit jou aandag op sekere aspekte en ignoreer ander aspekte. Want dit is 'n suppressor, hy onderdruk. En jy kan deur jou gedrag, omdat jou oordeel aangetast word, baie groot skade verrig. Ek het 'n vriend wat sy oog verloor het. Deur 'n grappie wat hy wou maak, toe hy onder die invloed was. Dis baie ernstig. Nou, die vervulling met die Heilige Gees het presies die teenoorgestelde effek. Jy word ook bly, maar jy's nie bly omdat jy nie omgee en omdat jy onderdruk nie. Jy's bly omdat jy meer bewus raak. Dis 'n groter bewussyn. Dit is, jy gaan in dit wat is en jy erken alles wat is en jy sien dit baie duidelik. Merton het gesê, God is too real to be found anywhere else but in reality. En in 'n seker so 'n inspirasie van die ou woestynvader Antoni wat gesê het, if you want to ascend to God, you've got to descend into your reality. Maar wanneer jy alles sien soos wat dit is in jou lewe, sien jy ook iets meer, iets groter deur die werk en die vervulling van die Heilige Gees. Soos byvoorbeeld in 2 Konings 6. Elisa, die profeet, word gesoek deur 'n nasie wat hom om die lewe wou bring. En hulle vind uit, hy is in die klein dorpie Dothan, hulle omsingel die dorpie, hulle gaan hom gevange neem. Sy diensknegt staan op die oggend en hy word wakker en hy sien die dorp is omsingel. En hy gaan na Elisa toe en hy sê, ons groot probleem met die dorp is omsingel. Maar Elisa sê, hulle wat by ons is meer as wat hulle wat teen ons is. Hy gee hom 'n woord. Hy gee hom insig, iets wat hy nie kan sien met die blote oë nie. En hy vra die Here, maak sy oë oop dat hy kan sien. En die diensknegt kyk en hy sien 'n leerskare agter die soldate en die mense wat daar is. Vir 'n oomblik word sy geestesoë oopgemaak. Dit is die ervaring wat ons kry
wanneer ons vervul word met die Gees. Die woord en sy woord begin te lewe in ons. Ons kom agter dat hy met ons is. Ons kom agter dat daar iets is wat hy besig is om te doen, wat jy nie deur die blote fisiese omstandighede of deur jou gevoelens kan agterkom nie. Dit is 'n diepere, grotere insig in 'n kontak met 'n groter werklikheid in realiteit. Wat eg is. So die een ervaring onderdruk en verskraal deur wyn, terwyl die Gees verhelder en vergroot jou kontak met realiteit. Die tweede groot verskil is dat is my ervaring van hoe ek myself verloor. Ons almal het ervarings van waar ons onsself verloor. Weet jy, deur gebruik te maak van wyn, is dit dikwels ook 'n plek waarin jy geneem word dat jy jouself verloor. Om jouself te verloor is om jouself net te vergeet. Dit is net om opgeneem te word. En is dikwels deur betowering. Jy weet, dit vat jou weg. Jy word na 'n ander wêreld toegeneem. Jy het 'n aangepaste bewustheidstoestand. Mens kan dit beskryf as 'n semi-trance waarin jy beweeg. Met ander woorde, jy verloor nie totaal kontak met realiteit nie. Maar daar's 'n wegneem, daar's 'n vervaging wat plaasvind. En ander materiaal kom na vore en jy word gestimuleer deur iets anderster. En dit is hoekom so baie van, weet ons verloor het byvoorbeeld deur te binge, jy weet 'n televisiereeks, so 'n boek wat ons opneem en ons word net opgeneem in die wêreld deur wat ons doen en ons vergeet van alles. Nou die Gees bring jou terug na die hier en die nou toe. Ek meen net voordat Paulus sê word vervul met die Gees, dan sê hy vir hulle, hoop jok. Soek die waarheid. As jy kwaad word, jy weet, laat gaan jou angs en jou woede. Hoop om te steel, bitterheid raak ons al. Hy vat hulle terug na hulle wêreld toe en hulle gedrag. Hy sê, gaan in dit in. Moenie weggaan van dit af nie. Jy weet, vir die Korintiërs sê hy, don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. Nou Paulus is hier besig om te skryf vir mense wat in 'n huwelik is. En hy vra eintlik, en hy sê eintlik vir hulle bly in daai ding. Maar wat waar is van die huwelik is waar van die res van die lewe. Ons wil wegkom. Ons wil wegkom van ons probleme af, ons wil alles vergeet. En nou sê hy, gaan in dit in. Lewe daar, in daai plek, sal jy die lewe kan vind. En hier is hierdie ding wat met jou gebeur. Dat jy jouself verloor in God, is dit fundamenteel anders. Dit is nie deur jou aktiwiteite nie. Dit is nie deur dit wat jy inneem nie. Dit kan genademiddele word, waarmee jy besig is en wat jy doen, wat jou soontoe kan vat. Maar dit is 'n genadegawe, dit is iets wat in my lewe, vind ek, te midde van my probleme, te midde van alles wat in die gang is, vind ek 'n diep vrede. Maak 'n kontak met die lewe self, ten spyte van. So, Paulus sê, in my pyn, 2 Korintiërs 6 vers 10, ervaar ek blydskap en vrede. Die probleem met hierdie reis waarop ons gaan, en vir onsself skep deur die middele en aktiwiteite, is dat ons ontvlug. Ons dink dikwels aan as ontspanning, maar daar's 'n groot verskil. Dis hoe hy jou laat na die tyd. Die terugkeer is dikwels baie moeilik. En ons wil nie terugkom nie. Ons wil al hoe meer weg wees. Ons wil al hoe meer so 'n lewe hê wat ons nie met ons probleme sit nie. Dit is natuurlik ook 'n ego-trip.
Baie Lincoln beskryf dit as 'n egolisse ervaring, jy weet, waar ek my ego verloor. Maar jy word versterk daardeur, want kyk net wat kan jy regkry, kyk net wat doen jy, kyk net hoeveel beheer het jy. En jy kan trots wees op, en jy vertel vir ander mense wat met jou gebeur het, en wat jy geskep het, en hoe wonderlik het is. Van ons gebruik God selfs. En is miskien vir ons almal in die vroeë wandel met die Here, né? Gaan ons na hom toe om ons te help met ons probleme en met ons pyn. En wanneer blydskap die nommer 1 word in jou lewe, en jy God net wil gebruik en sê, Here, help my net, en jy uitvind wat is die 4 goed wat jy kan doen om regtig gelukkig te wees. Wie se beheer? Is nie meer 'n gawe nie. Dis 'n doel op sigself en jy skep dit en jy kry dit self. Dit versterk jou ego, is nie 'n verlies van die ego nie. En dan, waar laat dit jou? Ek wil meer hê. Ek wil meer daar bly, ek wil meer daar wees. Dit is die pad na verslawing toe. Uiteindelik wil jy breek, en dis waar die semi-trans gaan, ek breek tot 'n mate, maar nou breek ek met realiteit. Ek wil meer leef in daai wêreld, wat dikwels iets is in my kop, in my brein, waar ek lewe met hierdie idees, en die stimulasie en hierdie gevoelens. So, die wyn vat ons weg, van ons pyn, en van ons wêreld, in ons lewe waarin ons is. Die Gees bring ons terug, en hy gee vir ons in dit wat ons is, lewe. Die derde ding is in ons ervaring van energie. Deur die stimulasie word energie vrygestel. Nou Einstein het gesê, energie is nie vriendelik nie. Energie is imperialisties. En wat hy daarby bedoel het, is dat energie wil jou oorneem. Oppas vir energie. Alle energie is nie noodwendig goed nie. En wat gebeur, is dat jy op 'n plek kom, en natuurlik hier hang dit af van die mate, en Paulus praat hier so van dronk word, dit is nou ver gaan, jy neem baie in, verloor jy uiteindelik beheer. Hoe verder jy gaan, hoe minder beheer het jy. Jy word oorgeneem. En wat doen dit aan jou? Dit ervaring is 'n gom of 'n bom. Of dit bring jou lewe meer by mekaar, of dit laat jou lewe uit mekaar uitspat en uit mekaar uitval. En tog sit ons vandag met FOMO. Ons fear of missing out. Ons dink ervaring is neutraal. Dit is ek wil alles ervaar. Ek wil alles doen en kyk of dit vir my werk. Jy? Nee. Oppas, sê Einstein. En was groot in die middeleeue waar jy kan nie hierdie goed doen nie, jy kan nie hierdie sondes doen nie. Hoekom nie? Want dit is 'n bom. Hy laat jou innerlike wêreld, jou siel kry skade. So Paulus sê, daar sal losbandigheid in dronk word. So wat beteken losbandig? So nie soos wat dit vandag beteken nie. Dit het in Lukas 15 byvoorbeeld, vers 13, in die gelykenis van die verlore seun, kry ons 'n beter definisie van wat die woord losbandig beteken. Hy sê, hy het gegaan en hy het losbandig gelewe deur alles te verkoos wat hy gehad het. Dit is om alles te verloor. Dit is om alles te laat gaan. So 'n ervaring, en die ervaring van stimulasie vat jou gewoonlik op. Dis wonderlik terwyl jy in dit is. En as jy uit dit uitkom, dan slaan jy 'n diepte wat baie dieper was as die plek waar jy begin het. Hy vat jou af. Jy's pap, jy's moeg, jy het jou energie is verkoos. En dis gemors. Dat niks eintlik tot stand gekom nie. Nou net voor Paulus sê, word vervul met die Gees, sê hy, kyk na julle tyd in vers 15. Wat doen jy met jou tyd? Koop die tyd uit, moenie jou tyd mors nie. En dan sê in vers 11 byvoorbeeld, moenie jou gee vir onvrugbare werke nie. Moenie so leef dat dan niks tot stand kom deur dit wat jy gedoen het nie. Nou, dit is die teenoorgestelde van wat die Gees doen. Die Gees kom en hy vul ons met energie. Luister nie wat sê Paulus in Kolossense 1 vers 29. Paulus sê, waarvoor ek arbei. Hy sê, so ek werk. Volgens wat?
Volgens sy werking, sê die ou vertaling, maar die Griekse woord daar is energeian. En daar is nou van die hermeneute en die vertalers wat sê, dis tyd laat ons dit met energie vertaal, want dit is wat hierdie woord eintlik beteken het in die eerste wêreld ook. So, ek arbei volgens die energie wat in my werk, en nou sit energomen, waardeur hy my energeer. So ek werk deur die energie waardeur hy my energie gee wat uit sy krag kom, sy dunamis uitkom. So ek word gevul met energie. En dan is dit nie energie. God se energie is nie energie waaroor jy nie beheer het nie. Dis waar die verskil inkom. Die ontsag is daar. Dan kan ek dit beheer. En ons praat van selfbeheersing. En Eugene Peterson verklaar, Galasiërs 5 vers 22, met selfbeheersing die woord met spending your energy wisely. So jy ontvang hierdie energie en jy spandeer dit wys en daar kom vrug voort. Daar kom iets goeds tot stand, so dis presies die teenoorgestelde. Ander stimulasie, jy word oorgeneem en daar's 'n vermorsing wat plaasvind van die energie en hy laat jou laer as wat jy ooit was. Hier word jy gevul met die energie en jy kan dit beheer. Jy kan dit wys spandeer en daar is vrug wat tot stand kom. Daar is sekerlik heel ander maniere waarop daar ook 'n verskil is, maar hier stel 3 van die grootes. Nou, hoe word ek vervul? Wel, in die eerste plek, jy kan nie self nie. Hy sê, word vervul. So ek kan my net op 'n plek plaas. Daar is iets wat ek kan doen, maar ek is nie regtig in staat om dit self te kan regkry nie. Nou, daar's 2 maniere wat Paulus op sin speel aan sy skrywe aan die Efesiërs. Daar is 'n meer passiewe manier. Dit is 'n meer direkte manier. En ons kan die metafoor gebruik van reën. Want dit is toe die Gees geval het op hulle. Ons lees daarvan in Handelinge 19, hy besoek hulle, die Efesiërs, en hy kom by hulle en hy vra vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle het soos nie eens geweet van die Heilige Gees nie. En hy bid vir hulle, en toe val die Gees op hulle, en hulle word vervul met die Heilige Gees. So dit is 'n een manier. Die ander manier is, meer Efesiërs 5 se manier. Dit is 'n meer aktiewe manier. Dit is 'n meer indirekte manier. En miskien is die metafoor en die beeld wat gebruik word in die Bybel hier die fontein van lewende water wat in ons is, wat begin te vloei. En dit het te doen met 'n manier van lewe. Paulus sê, let nou keurig op hoe julle lewe, net voordat hy sê word vervul met die Gees. En dan beskryf hy 'n lewenswandel. Hy sê so, dit het te doen met goed wat onder mekaar en aan mekaar gedoen word. En dit het te doen met goed wat in jou hart gebeur, en tussen jou en God gebeur. 'n direkte verhouding, 'n koneksie, 'n praat met God die heeltyd. So dit is iets wat van binne af na buite toe kom. Dit is 'n soort lewe, 'n privaat lewe, waarin jy jou innerlike lewe ontwikkel. En dit het te doen met in jou hart te sing. Dit het te doen om te praat met God, dankbaar te wees, dankbaarheid te ontwikkel. En altyd, in alles, 'n gebed, 'n kontak, 'n koneksie met God hê. En dan vanuit dit uit, en dit, jy's gevul met sy woord. Kolossense 3 vers 16 sê, ons moet vol wees van die woord, dan doen ons presies hierdie selfde dinge as wat hy vir die Efesiërs sê hy in die Kolossense, vol van die woord, vir die Efesiërs sê hy, vol van die Gees. Doen hierdie goed. Dit leef in jou. En dan praat jy met ander daaroor. Jy voer geestelike gesprekke. Jy leef in die gemeenskap van die gelowiges. En jy onderwerp jou aan ander mense. Jy dien, jy word nederig. So, hierdie manier van lewe word 'n genademiddel
waardeur die Gees in jou vrygestel word en jy vervul word met die Heilige Gees. Ons gaan in hierdie formasiereis wat voor lê die week meer klem lê in die hoe. Jy is baie welkom te kyk na dit. So, waar is jy vandag? Miskien is jy op 'n plek waar jy moet vra en jy voel, ek wil vra. Ek wil ontvang. En die groot opdrag is dikwels saam met dit, wag op hom, vertrou hom dat hy jou gee. Jesus het gesê, as jy die Vader vir die Gees gee, sal hy niks anders vir jou gees dit nie. Is hy diep begeerd om dit te doen. Of jy is op 'n plek waar jy agterkom maar die manier van lewe, my wyn wat ek drink, vat my weg. Ek het 'n substituut gekry. En is dikwels die naby vyand, want dit is nie noodwendig sondig of verkeerd nie, maar dit is nie die beste nie. Daar is iets meer. En dan kan jy hom net vra, help my, geef my die genade, dat ek hierdie manier van lewe kan ontwikkel, sodat die fontein van lewende water in my kan vloei. En ek moet daai energie kan leef, om goeie dinge tot stand te bring. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie tyd, Pinkstertyd, waarin ons net weer let op die lewe wat U vir ons wil gee deur die Gees. Help ons. Maak ons oop om te kan sien, diep te kan inkyk in ons lewe. En met groot begeerte na U toe te draai. Help ons, vul ons in die naam van Jesus. Amen. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen.